So wanneer Jesus hier in Johannes 15 praat met sy disippels, dan is hy besig om hulle voor te berei vir sy dood, wat voorlê en alles wat hulle te wagte kan wees, maar dan dat hulle ook weet hulle behoort aan hom in hierdie moeilike tyd. Want jy kan jouself indink as jy saam met Jesus wandel en jy sy disipel, jy 3 jaar saam met hom gestap en hy sê vir jou dat hy doodgaan, dat dit regtig vir jou 'n angswekkende ding kan wees. Veral as jy begin verstaan waaroor die kruisiging gaan en die feit dat Jesus dit heeltyd vir hulle oopmaak, kan jy dink dat hulle regtig benoud was in hulle binneste. En ons wat vandag lewe, het soveel ander dinge wat van buite af op ons indruk. Ons is nie bekommerd oor Jesus se dood nie, inteendeel Jesus se dood gee vir ons lewe en gee vir ons verligting en gee vir ons vrede en gee vir ons genesing. Maar wanneer Jesus hier begin praat, dan sê hy is die ware wingerdstok. En wanneer hy so afskop, dan wil hy eintlik vir ons sê hoe belangrik dit is dat ons plek moet ken, ons posisie moet ken, ons verhouding moet verstaan tussen hom en die Vader, maar dat ons ook weet wie ons regtig is, want hierdie gaan eintlik ook oor die identiteit van die disippels. Dit gaan oor wie ons is, wat ons identiteit is, ons wat aan die Here behoort. Jesus is die wingerdstok, uit hom kom al die lewe. Uit hom is alles wat ons het, uit hom is alles wie ons is. En dis baie belangrik vir die disippels om dit te hoor, dat Jesus die kern is, Jesus is die bron van alles in hulle lewe, en hy sê die Vader is die boer. Die Vader is die een wat die grond bewerk, hy is die een wat in beheer is, hy is die een wat bepaal hoe hierdie wingerdstok gaan lyk, en wat in hierdie wingerdstok gaan gebeur. En daarmee wil hy ook vir die disippels sê wat hulle plek is in hierdie sisteem, wat die Here natuurlik vir ons hier kom verduidelik. Dan sê Jesus vir hulle, julle is die lote. Hy sê maar as lote nie vrugte dra nie, word hulle weggegooi en word hulle skoongemaak, word hulle afgehaal van die wingerdstok. Jesus begin met 'n negatiewe opmerking oor die wingerd en die wingerdstok en die lote, deur die lote te waarsku dat as jy nie vrugte dra nie, het jy nie 'n plek op die wingerdstok nie. 'n Boer gaan glad nie lote daar los as daar nie druiwe aan is nie. As daar druiwe aan is, dan gaan die boer natuurlik met hierdie loot verder wil werk. En daarom praat Jesus ook met ons, as ons in ons lewe nie die nodige vrugte dra nie, dan gaan ons afgesny word. So vir Jesus is hier geen eenvoudige oplossing hiervoor nie, is net 'n baie reguit en harde oplossing vir sy disippels. Wanneer hy vir hulle sê, as jy nie vrugte dra nie, word jy afgesny en weggegooi. Later lees ons in Johannes 15, jy word in die vuur gegooi, jy word verbrand, jy is eintlik totaal en al nutteloos. Maar hier vind ons dat Jesus met sy disippels praat en met ons ook, en vir ons 'n baie belangrike beginsel leer. Wanneer jy vrugte wil dra, wanneer jy in God se liefde wil bly, is die enigste ding wat jy moet doen, is om sy opdragte te gehoorsaam. Wanneer ons Jesus se opdragte gehoorsaam en doen wat hy vir ons sê, dan beteken dit dat ons in sy liefde bly. So ons gehoorsaamheid gaan maak dat ons God se liefde verstaan. Baie mense sukkel om God se liefde te verstaan, maar Jesus leer vir ons hier, gehoorsaamheid maak vir jou tog die liefde van God bekend. Want wanneer jy gehoorsaam is en jy sien die implikasies daarvan, dan raak jy bewus van God in jou lewe. Maar ongehoorsaamheid maak dat ons nie in God se teenwoordigheid is nie, maak dat ons nie vir Jesus in ons lewe regtig beleef nie. Dit beteken dan dat ons Jesus ver hou op 'n afstand, dat hy nie deel van ons lewe is nie, maar Jesus sê, as jy nie 'n vrug dra nie, word jy afgesny en weggegooi. So Jesus leer vir ons hier, dat die boer stuur sy seun, die wingerdstok, om sy lewe af te lê, sodat die lote kan bestaan, sodat die lote moet leer om weer op hulle plek, hulle lewe af te lê, sodat daar vrugte kan wees. Soos wat Jesus sy lewe aflê vir sy disippels, en wat hy hier verduidelik is, hy gaan sterf vir hulle. Maar daarmee wil Jesus impliseer dat sy volgelinge ook moet sterf. En dat sy volgelinge ook aan iets moet sterf, want as jy vrug wil dra, moet iets van jou sterf. Moet die eie ek moet sterf, anders kan daar nie 'n vrug kom nie.
So om vrugte te dra in die koninkryk van God beteken jy gaan 'n prys betaal. 'n Vrug is nie net iets wat jy dra en jy's tevrede daarmee nie. 'n Vrug word gedra die oomblik as jy die prys betaal het om die vrug te dra. So Jesus sê in Johannes 15 ook, julle moet onthou die wêreld haat my, sê Jesus. En omdat die wêreld my haat, gaan die wêreld julle haat. Omdat die wêreld nie vir my lief is nie, gaan die wêreld nie vir julle lief wees nie, sê Jesus. So Jesus leer vir ons dat sy swaar kry is ook in ons lewe en ons deel in sy swaar kry, omdat die wêreld presies dieselfde reaksie het teenoor die goeie nuus as wat hulle gehad het toe Jesus op aarde was. En daarom sê Jesus, moet jy onthou, dit gaan vir jou op aarde swaar wees, want die mense van die wêreld het nie verander nie. Maar dit gaan jou 'n prys kos om 'n vrug te dra. Want die oomblik wanneer jy 'n vrug gaan dra wat vir God aanneemlik is, gaan die wêreld nie van jou hou nie. So nou moet jy vir jouself vra, hoe gaan ek in my alledaagse geloofslewe hierdie vrug kan dra? Hoe gaan ek in my alledaagse lewe gehoorsaam wees aan wat Jesus sê? Hoe kan ons gehoorsaam aan Jesus wees? Hoe moet ons weet hoe om gehoorsaam te wees? As jy Matteus, Markus, Lukas en Johannes gaan deurlees, gaan jy presies weet hoe om gehoorsaam te wees aan Jesus. Dis glad nie onbekend nie, dis glad nie moeilik nie, dis glad nie moeilik verstaanbaar nie, maar Jesus gee al die instruksies. Dis ons werk om dit te lees. So as jy wil weet hoe om Jesus te gehoorsaam, gaan lees alles wat hy gesê het. Dit staan in die Bybel. Jy hoef nie te gaan bid en te vra hoe jy moet lewe nie. Jy moenie gaan bid en vra na God se wil nie. God se wil het deur Christus vir ons duidelik geword, verstaanbaar geword, en dit is vir ons gegee. En daarom moet ons besef, as 'n versameling mense wat bymekaar is, 'n klomp lote wat aan een wingerdstok vas is, dat God se liefde vir ons gemaak het wat ons natuurlik vandag is. En daarom is die liefde vir die wingerdstok ook belangrik dat die lote mekaar lief sal hê. En daarom dat Jesus sê, as julle mekaar liefhet, sal die wêreld weet dat julle my kinders is, want liefde is die bevel wat God gee. Dis die afwesigheid van liefde tussen Christene wat maak dat die wêreld nie wil glo nie. Dis die aanwesigheid van liefde tussen Christene wat maak dat mense in die wêreld wil glo. Dis wanneer Christene mekaar nie liefhet nie, wat wêreldse mense weggestoot word van geloof. En hoor 'n mens allerlei verskriklike dinge wat die wêreld sê oor Christene. Maar dis wanneer Christene mekaar liefhet, dat die wêreld nuuskierig is en wil deel raak van die liefde wat daar tussen mense is. Teen verneynigheid en kwaad praat en moeilik wees, kan daar soveel reperkusies kom. Teen liefde is die reperkusies net mooi. Niemand kan teen liefde beklei nie. Mense beklei teen praatjies en skelm en wat ook al, noem al die negatiewe goed op. Dit veroorsaak konflik. En daarom kom Jesus en hy leer ons eintlik 'n ander baie belangrike ding oor kerk wees. Die samekoms van die kerk is belangriker as die individu. Die gemeente is belangriker as die individu. Want die hele gemeente kan nie agteroorbuig vir een individu nie. Ek weet nie of dit vir julle sin maak nie. Die hele gemeente aanbid saam God. En elkeen wat hier is, het 'n funksie om die Here te aanbid. En dit is jou funksie om seker te maak dat jy vrugte dra daar waar jy is. As een lid in die liggaam, een lood, begin om iets teen 'n ander lood te sê, as een lood iets begin teen die kerk sê, as een lood begin om 'n suspisie te kweek, of om iets te sê wat verdagmakery is, dan benadeel dit die hele liggaam. En dit is so maklik om 'n liggaam te besoedel. Dit is so maklik om die liggaam van die Here skade te berokken, wanneer jy een dingetjie negatief sê oor die kerk. As jy een dingetjie negatief sê, is jy besig met skeuring, is jy besig met dwaling, is jy besig met 'n baie gevaarlike ding. So wanneer jy hoor dat mense iets negatief oor die gemeente sê, moet jy hulle in hulle spore stop. Want dit gaan baie meer oor die groot groep wat by mekaar is as die individu.
Want die groot groep kom almal hier met dieselfde intensie en dit is om God se woord te hoor en dit is om saam te aanbid en dis om deel te wees van die gemeenskap van gelowiges. Daarom dat Jesus sê in Johannes 15, die slaaf is nie belangriker as die eienaar nie. En elkeen van ons wat hier sit, is die diensknegte. En nie een van ons is belangriker as Jesus nie. Nie een van ons kan hoegenaamd van ons meer dink as wat ons moet nie. Daarom dat Paulus in Efesiërs en in Kolossense sê, moenie van jouself meer dink as wat jy moet nie. Wat jy nou is, het God jou gemaak. So geen Bybelstudiegroep, gebedsgroep, selgroep, individu, bediening of wie ook al is belangriker as die eienaar nie. Die eienaar is die belangrikste. So as ons Bybelstudie hou, as ons selgroep hou, as ons gebedsgroep het, as ons bediening het, as ons in die week werk, enige plek, jy bly onderdanig aan die eienaar. Niemand is belangriker as die eienaar nie. Die oomblik wanneer 'n loot begin dink dat hy of sy belangriker as die eienaar is, dan word daar nie meer vrugte gedra nie en dan word die loot afgeknip. So daarom moet ons oral waar ons is, in kleingroep, in selgroep, in Bybelstudiegroep, gebedsgroep, sanggroep, bedieninge, uitreike, alles wat ons doen, moet ons onthou, ons doen dit nie vir onsself nie. Alles wat ons saam doen as 'n gemeente, doen ons vir die Here. Alles wat ons saam doen ons vir die Here. Niemand doen iets in die gemeente vir hulle eie gewin nie. Dit is wat die kerk anders maak as die wêreld. In die kerk werk jy met liefde. In die kerk werk jy nie soos die wêreld nie. In die privaat sektor werk jy met ordes en reëls en regulasies ensovoorts. In die kerk werk jy met liefde. En omdat ons hier met liefde werk, moet ons anders ingestel wees as die wêreld. Ons moet heeltemal anders ingestel wees. Daarom dat Jesus dan sê, die eienaar bly die belangrikste. Jesus sê ons moet in hom bly en hy bly in ons. Want as ons nie in Jesus bly nie en hy in ons bly nie, kan ons nie vrugte dra nie. As ons nie 'n lewe leef van 'n totale oorgawe aan Christus nie, dan gaan daar niks in ons lewe gebeur nie. Dan gaan ons geloof eintlik soos Jakobus wees, raak, wat hy sê, geloof wat nie oorgaan en dade nie is dood. Daar moet dade wees wat wys dat jy glo. Die dade is die vrugte van die feit dat jy in Jesus is en Jesus in jou is. En dit gaan dan maak hoe jy dink oor die kerk. Dit gaan maak hoe jy dink oor jou werk as gelowige. Dit gaan maak hoe jy dink in die bediening waar jy is. Dit gaan maak hoe jy dink in jou gesin. Maar die groot probleem is daar's 'n diskonneksie tussen baie mense, tussen baie lote en die wingerd. 'n Groot diskonneksie wat daar is, wat gelowiges nie altyd mooi van bewus is nie. En wanneer daai diskonneksie daar is, dan beteken dit dat Jesus nie in jou is nie en jy nie in hom nie. En daarom dat Jesus dan vandag vir ons uitnooi en vir ons weer oproep om te sê, maak seker dat ons in hom bly en dat hy in ons bly. Sodat ons kan aanhou leef met die wete dat die eienaar belangriker as ek is. Dat ek wat loot is tussen die vrug en die wingerdstok sit. En nie die wingerdstok of die vrug is my werk nie. Want die vrug kan net 'n vrug dra as die wingerdstok lewe gee. Want die wingerdstok gee vir die loot lewe en die loot gee dan lewe vir die vrug. Maar as die wingerdstok niks gee nie, is daar niks. Dan is daar absoluut niks. En daarom gaan dit vir ons oor Christus wat vir ons lewe gee. Dis wat Jesus vir ons hier wil leer. Ek is die wingerdstok, julle is die lote. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Mense vat hierdie lote wat droog is, sê Jesus, en hulle gooi dit in die vuur. Hulle raak ontslae daarvan. Daarmee wil Jesus sê wat gaan gebeur in die koninkryk van God. En dat hierdie ook waar is van ons geloof, hoe ons elke dag moet lewe. Soos die Vader my lief het, het ek julle lief, sê Jesus in Johannes 15 vers 9. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. So hier leer ons weer dat wanneer ons God se liefde uitleef, wanneer ons sy opdragte gehoorsaam, reflekteer ons liefde. Wanneer ons gehoorsaam is aan Jesus, reflekteer ons
liefde. Want Jesus het baie dinge gesê. Ons wens baie keer Jesus het 'n klomp dinge nie gesê nie. Soos byvoorbeeld jy moet vergewe. Soos byvoorbeeld jy moet aan God gehoorsaam wees. Soos byvoorbeeld jy's die lig van die wêreld. Soos byvoorbeeld jy's die sout wat smaak gee. Soos byvoorbeeld gaan en gaan maak disippels. Daar's baie dinge wat ons van wat Jesus gesê het wat ons ignoreer. Maar ons hele geloof word eintlik daardeur bepaal. So vandag moet ons weer 'n besluit neem, wil ek doen wat Jesus sê of gaan ek dit nie doen nie? Gaan ek dit doen? Gaan ek dit nie doen nie? As ek dit doen, sal ek vrugte dra. As ek dit nie doen nie, word ek afgesny en weggegooi en verdroog en gebrand. En dit is wat ons in Johannes 15 leer. So hier leer ons, hoe gaan ek in my alledaagse lewe God dien? Hoe gaan ek môre by die werk wees en God dien? Hoe gaan ek in my gesin wees en God dien? Hoe gaan ek God dien as ek alleen is? Hoe lyk my alledaagse lewe? En Jesus gee vir ons soveel riglyne in die evangelies, dat ons nie hoef onseker te wees nie. Ons hoef glad nie onseker te wees oor wat Jesus van ons verwag nie. En daarom kan ons hierdie week ingaan en weet dat ons 'n loot is, wat aan die wingerdstok vas is, en dat daar vrugte moet wees. En hierdie vrugte is werk. Hierdie vrugte is gehoorsaamheid. Hierdie vrugte is om van jouself prys te gee. Hierdie vrugte is om van jouself te vergeet. Hierdie vrugte is om te besef dat die eienaar belangriker as jy is en as ek is. Dat die eienaar die baas bly. En dit is Christus Jesus ons Here. En wanneer ons so dink, dit is 'n baie gesonde manier van denke. Oor kerk, oor ons lewe, oor die week wat voorlê en alles wat ons in hierdie week moet gaan doen. En dan sê Jesus, die sleutelbegrip van alles bly liefde. Die sleutelbegrip bly gehoorsaamheid aan liefde. Die sleutelbegrip bly liefde vir mekaar, liefde vir God. Dit bly die sleutel. Dit bly die vrug. Daarom dat Paulus in Galasiërs 5 skryf, die vrug van die Gees is liefde. En dan 'n klomp met dit saam. So ons gaan hierdie week in en ons gaan gehoorsaam wees aan die eienaar. Ons gaan doen wat die eienaar vir ons sê om te doen. Want die kerk kan nie vir jou sê wat om te doen nie. Ek kan ook nie vir jou sê wat om te doen nie. Want die eienaar het klaar gepraat. Jesus het klaar gepraat. En elkeen van ons het genoeg verstand om dit te verstaan. Dis eenvoudig genoeg gestel dat ek en jy presies weet wat Jesus van elkeen van ons vra. Kom ons gaan leef dit in hierdie week so.